Dis tyd vir Dieremaniere, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Saam met my Elsje van Jaarsveld en ons produksieregisseur Via Nel. En van waar af jy ook al luister, jy is baie welkom en ons hoop om van jou te hoor op sosiale media. Gesels gerus op RSG se blaaie of op Facebook of Instagram by Elsje van Jaarsveld. Verlede week het ons oor resiesperde gesels wat die renbaan na omtrent 4 jaar verlaat en dan word hulle weer opgelei vir hulle tweede loopbaan. Van 'n dresseer of 'n spring of 'n ontspanningsperd, daar lê nog heelwat lewe vir daardie perd voor. Gaan maak gerus 'n draai by al ons vorige programme op rsg.co.za, Spotify, YouTube of SABC+. Vandag besoek ons diere wat tot almal se beskikking is, buite jou kamervenster, langs die hoofweg, in die tuin, selfs rondom die kantoor. Dis iets wat heeltemal gratis is om te beleef en jy kan die diere besoek as jy in die natuur gaan stap of selfs as jy net op die stoep jou koffie geniet. Dit is ons geveerde vriende, voëls van elke kleur en geur. Vandag verken ons voëlkyk saam met Fancy Peacock, 'n professionele voëlkyker en ook die skrywer van vele boeke juis oor voëls. Hy het ook vandag vir ons 'n voëlgeluid gebring wat ons op sy voëlkyk toepassing kan kry, Firefinch, en dit klink so. Hier is Fancy se leidraad. Die voeltjies se eiers is blou en hulle is endemies aan Suider-Afrika. Dit beteken dat hulle nêrens anders in die wêreld voorkom nie. So watter voël dink jy maak hierdie geluid? Aan die einde van die program sal Fancy vir ons die regte antwoord gee. En op daardie mooi noot van die voeltjies se gesang is ons op pad Langebaan toe, waar Fancy Peacock ons alles van voëlkyk gaan leer. Fancy Peacock, is dit toevallig jou werklike van of is dit deel van jou handelsmerk so met die voëls? Ja, ek kry baie daai vraag, maar nee, dit is my regte van. Dit is baie ander vir bemarking, sal jy soveel sê, maar nee, dit is my regte van. Dit is 'n redelike skaars van in Suid-Afrika, maar dit is in Engeland is dit 'n meer standaard naam. Nou, jy het al verskillende dinge gedoen. Jy het boeke geskryf, illustrasies van voëls gemaak en selfs 'n toepassing ontwikkel. 'n Bietjie later kan ons daaroor gesels, maar alles om mense van voëls te leer. Maar vertel ons jou liefde vir voëls. Van waar kom dit en van kleins af was jy nou al lief vir voëls kyk? Ja, ek wil jy nou nie so uit die staanspoor uit teleurstel nie, want baie mense het 'n interessante storie van een of ander spesiale belewenis of voël wat hulle, jy weet wat daai spark was, daai vonk oomblik. Maar vir my kom dit van kinderdae af. So ek kan nie regtig vir jou sê waar presies dit begin het nie. My ouers was maar natuurmense, jy weet, wildtuin en daai tipe dinge. En ek dink iewers daar, jy weet, as 4-5-jarige ouetjie het iets vasgehaak. Ek dink dit is die perfekte vlak van stimulasie vir 'n kind en veral iemand wat nie noodwendig baie goed is met sport nie, maar wat nog steeds daarvan hou om buite tyd te spandeer. En iewers het ietsie daar vasgehaak vir my. So dit is my vroegste herinneringe is eintlik van spesiale voëlkyk oomblikke, spesifieke spesies, byvoorbeeld 'n nagraier wat ek kan onthou wat ons jy weet in 'n van 'n stroompie met 'n koollig dopgehou het. Ek kan nie vir sê waar presies dit was of wanneer dit was nie, maar daai beeld is jy weet vasgebrand in my geheue en dit moes jy weet baie vroeg gewees het. 30 jaar later is dit nou 'n professionele voëlkyker. Dit is nogals interessant gewees op skool, is ek maar 'n bietjie gespot, jy weet, dit is nie 'n algemene ding gewees daai tyd nie. Dit is gelukkig besig om te verander so 'n bietjie, maar jy weet, ek is altyd maar die bird nerd gewees. Totdat ek by my 10 jaar unie kom, toe skielik wil almal met my praat oor voëls en wys my foto's op hulle fone en vertel my hulle stories. Dit is nogals interessant hoe dit toe uitgewerk het. Maar ja, met Peacock as 'n fan is dit miskien maar altyd my pad vorentoe gewees. 'n Professionele voëlkyker, dis nou baie interessant en soos wat jy sê, jy kan buite in die omgewing kom, jy hoef nie noodwendig sportief te wees nie en selfs in die stad, jy kan enige plek voëls kyk. Ja, dis die ding van voëlkyk, dit is heeltemal verniet. Daar's nie baie dinge waarvan ons dit in die lewe kan sê nie. Jy kan, en soos jy sê, kan enige plek en enige tyd dit doen. En as die gogga nou eers ordentlik gebyt en dan doen jy dit oral en heeltyd, jy weet.
selfs terwyl ek en jy nou hier gesels, hou ek self met 'n hol oog die skuif deurdop net om te sien of ietsie dalk verbyvlieg nie. En dit is sekerlik ook so, enige omgewing het ander voëls en mens ontdek nuwe spesies. Jy's nou 'n professionele voëlkyker en jy het ook kwalifikasies in die omgewing. So uit die aard van die saak het jy baie meer kennis as die algemene leek, maar dit moet ook sekerlik vir jou interessant wees waar ook al jy kom, nuwe spesies wat jy ontdek. Dit is presies so, want ons is besonder bevoorreg en geseën in Suid-Afrika dat ons so 'n reeks van diversiteit het en so 'n reeks van habitatte het. Miskien moet ek eers net 'n bietjie net verduidelik. Voëlkykers gebruik gewoonlik die area Suider-Afrika wat Suid-Afrika is, maar ook Namibië, Botswana, Zimbabwe en dan Mosambik suid van die Zambesi. So daai is ons standaard area, maar in hierdie gebied het ons nou al die verskillende habitatte, jy weet, fynbos, berge, grasveld, woude, woestyn, bosveld en voëlkykers, jy weet ons word met die tyd goeie verkenners en reisigers en boekversamelaars, maar ook baie goeie ekoloë en plantkundiges, want tot 'n groot mate is om die spesiale voël te kry, is net 'n kwessie van om die spesiale habitat te kry, nee. Baie voëls, die meer algemene spesies is nie so kieskeurig as dit kom by habitat nie, maar baie ander voëls is gehypergespesialiseerd, sekere hoogtebo seevlak, sekere plante groei, sekere grondtipe, jy weet, noord of suid hang, allerhande dinge wat mens aan faktor. Dit is baie interessant. Jy sê nou jy's 'n professionele voëlkyker, maar dit was vir jou baie belangrik om ander mense betrokke te kry by voëlkyk, selfs kinders met jou boek Fancy se voëlboek. Hoekom was dit vir jou so belangrik dat almal deel is hiervan en dit eintlik meer verteerbaar te maak vir Jan Alleman? Ja, ek sien grootendeels my rol as 'n tussenganger tussen die wetenskaplike sfeer en die algemene publiek. En toe ek nou self kinders gekry het en begin sien hoe hulle die wêreld ervaar en deur hulle oogies, jy weet, alles weer kyk, het ek hierdie idee gekry om vir kinders die ding meer bereikbaar te probeer kry. Terselfdertyd om nie die kinders te onderskat nie, want hulle het verskriklike kapasiteit vir leer en verskriklike skerp sintuie. Maar op die ouend gaan dit maar alles, langtermyn is die doelwit maar bewusmaking, en as mens 'n passie kan kweek, dan bewaring. Want voëls en biodiversiteit oor die algemeen kan al die hulp kry, het al die hulp nodig wat dit kan kry. Jy raak nou aan die ding van bewaring. Is daar bewaringsinisiatiewe waarby mense betrokke kan raak, maar ook eintlik eerstens, is daar 'n spesies, veral in Suid-Afrika, wat nou vir ons bereikbaar is, wat ons 'n bydrae kan lewer tot bewaring? Absoluut, nee, daar is ongelukkig daar verskeie spesies wat ek maar 'n bietjie bekommerd is oor. Die brilpikkewyne, ja, sonder om nou te pessimisties te klink, maar mens moet maar gaan kyk na hulle terwyl hulle nog hier is, want dinge gaan nie goed in daai rigting. Maar daar is gelukkig mense wat passievol is en hier aan werk elke dag. Onder andere is hulle besig om 'n nuwe broeikolonie te probeer stig by De Hoop. 'n Ander voeltjie wat my bekommer is die Vaalrivier leeuwerik. Nou dit is een van die LBJ's, nee, die KVV's, klein valvoeltjies, little brown jobs. En die Vaalrivier leeuwerik, hy is beperk tot 'n baie klein stukkie van die hoofveld, hoogliggende grasvelde. En histories is hulle geassosieer met die groot troppe wilde beeste en springbokke en so aan wat rondgetrek het. So hulle hou van gras wat baie kort verwy is. Tot 'n mate het skape daai rol vervang, jy weet nou dat die wild nie meer daar is nie. Maar deesdae is die habitat van hierdie ouetjies so min dat hulle is besig om onder ons neus te verdwyn. En na raming is rondom net so 340 van hulle oor, wat 'n vreesaanjaende klein populasie is van hierdie voeltjie. Weereens gelukkig is daar mense wat hulle self wy aan hierdie probleem en wat planne maak en met die boere praat en strukture in plek sit. So 'n ander interessante ouetjie wat ons miskien oor kan praat is die witvlerk vlieguiken, die white-winged flufftail. En die probleem met vlieguikens is hulle is ongelooflik geheimsinnig, amper onmoontlik om te sien. Nou die witvlerk vlieguiken, hy bly in die hoogliggende hoogbergvlei op die plateaus, maar omdat hy so geheimsinnig is, weet ons omtrent niks van die spesies se biologie nie. En met vlieguikens, die standaard manier hoe mens van hulle populasie tellings doen, is om te luister, nie soveel om te kyk nie, omdat hulle nou tussen die grasse en riete en goeters wegkruip. Die probleem egter is dat die witvlerk vlieguiken het ons geen idee hoe hy klink nie. Dit was dan nog baie onlangs die probleem,
Maar BirdLife South Africa het toe deur mikrofone in die vlieë te los, saam met videokameras, het ons uiteindelik die geluid van die vliegheiken uitgepleis. Dit is nou 'n bietjie van 'n staatsgeheim op hierdie stadium, maar dit is 'n baie interessante en baie kenmerkende geluid wat die ouetjie maak. So ons selfs voels wat ons al honderde jare van weet, leer ons elke dag nog nuwe dinge van. So daar's nou luisteraars vandag wat luister wat dalk al baie weet van voëlkyk in Suid-Afrika, kom ons sê nou maar Suid-Afrika, maar dan is daar ook mense wat glad nie daarmee vertroud is nie. So in die algemeen, hoe werk dit? Waar begin mens? Waarna kyk mens? Is dit iets wat mens op 'n Saterdagoggend gaan doen? As jy vir ons so die breë prentjie kan skets. Ja, wat is die reëls van voëlkyk? Dit is nog 'n vraag wat ek baie kry en die eerlike antwoord is daar is nie reëls nie. Elkeen maak maar sy eie reëls en sy eie polisieman. Maar die beginsel is dat ons soek vir inheemse spesies wat lewendig is en vryvleiend is. Met ander woorde, iets wat dood is of in 'n hok is of ontsnap het iewers te jy weet, kan jy nou nie tel nie. En dit gaan alles oor om die voël te identifiseer, om 'n naam te sit by die spesies en dan voëlkykers is absoluut obsessief oor lyste. So ons hou lyste van al die voëls wat ons sien. Vir beginners is daar 'n paar dinge wat ek sou voorstel. Jy weet, mense sê nee, ek weet niks van voëls nie, maar as jy 'n lys begin neerskryf van al die voëls wat jy ken, jy weet eend, flamink, arend, 20, 30, 50 voëls kan enigiemand neerskryf. So eintlik is dit klaar in ons DNA's dat ons almal is eintlik voëlkykers. Party van ons is net beter voëlkykers as ander. So hoe word 'n mens dan nou 'n beter voëlkyker? Basies, ek sê die beginpunt is om net 'n voëlboek te kry of dan 'n toep, verkieslik een van myne. Maar as jy nou jou boek het, begin blaai maar net deur die boek, begin deur die families te leer, nie die spesies nie, dit sal later kom. So leer net eers, okay, hier is 'n loerie, hier is 'n kwikstertjie, hier is 'n leeuwerik, wat ook al die geval is. Dan, om dit nou prakties te probeer, sou ek sterk aanbeveel dat mens na 'n dam te gaan of een of ander watermassa. Want watervoëls is redelik groot, redelik in die oopte, redelik maklik om te identifiseer, so dit is 'n uitstekende plek om te begin. Daarna kan mens miskien 'n plaaslike natuurreservaat of 'n plaas of so iets anders. Belangrike ding vir beginners om te onthou is daai verspreidingskaarte, daai klein kaartjies wat mens altyd in die boek sien of dan nou in die toep sien wat vir jou wys waar die voël voorkom. Dit is krities belangrik. Die kans dat jy 'n voël buite daai gekleurde deeltjies sien is so skraal, dit is weglaatbaar klein. Maar dan die ander ding is ook, selfs al is jy in die regte area, soos ons vroeër gesê het, is habitat ook 'n belangrike ding. So jy soek die interseksie tussen daai verspreiding en die habitat. En dan, soos ek sê, voëlkykers is obsessief met lyste. So as jy nou jou eerste voëlkyk-ekspedisie gehad het na die dam toe of na die reservaat toe, maak seker jy skryf 'n lys na die tyd van alles wat jy gesien het. As daar iets is waar jy onseker is, moenie te veel bekommer nie, los dit maar vir volgende keer. Daar's baie klein brein goedjies wat aan die begin 'n bietjie intimiderend is, maar dit sal alles maar met die tyd kom. So dit is hoe ek sou aanbeveel dat 'n mens in die ding inkom. Maar 'n woord van waarskuwing, as daar gou eers gebyt het, los jy nie weer nie. Hoekom is dit so verslawend vir mense? Ek dink ons vind baie aanklank by voëls vir die eenvoudige rede dat hulle baie op dieselfde manier kommunikeer as wat ons mense doen. So hulle het helder kleure, want hulle is visuele diere, net soos dat ons, jy weet, baie goeie sig het en ons kan hulle kleure en so waardeer. As jy nou dink, meeste soogdiere, hulle lewe in 'n wêreld van reuk, wat iets is wat ons nie regtig kan waardeer nie. En dan ook die sang natuurlik, nee, dit is die primêre manier hoe voëls kommunikeer is deur hulle geluide, deur hulle sang. En ons kan dit ook waardeer. Ons het as mense het ons redelik 'n goeie gehoorsaamheid van die waarheid te sê, en in baie gevalle baie beter as voëls. Maar in 'n geval, so ek dink dit is waar die liefde vir voëls vandaan kom, is ons deel dieselfde wêreld, om dit so te stel. Dan ook 'n ander groot ding is die versamelaars. My kinders op 'n stadium so met die Pokémon gewees, wat hulle, jy weet, elkeen van hulle moet jy versamel. En dit is maar dieselfde met voëls, jy weet, elke voeltjie het sy spesiale habitat, sy spesiale plek. So jy moet nou 'n ekspedisie gaan na Kenhardt toe, of na Pofadder toe, of na Wakkerstroom, of waar ook al, moet jy nou daai spesiale voeltjie daar gaan sien, en om op jou lys kry. Nou as jy die lys begin, is dit nou jou persoonlike lys of is dit 'n sentrale lys wat jy en ander voëlkykers deel? Dit is die primêre ding vir meeste voëlkykers, waar alles vir hulle draai is die life list, nee, die lewenslys.
Dit is 'n lys van al die voëls wat jy in jou lewe al waargeneem het. Binne 'n sekere gebied, nou Suider-Afrika in ons geval. Ja, maar meeste voelkykers is dan ook 'n wêreldlys of jy het 'n provinsiale lys of 'n tuinlys of plaaslys of wat ook al. So dit is die primêre ding, is daai lewenslys. En as jy 'n nuwe voeltjie bysit op jou lewenslys, dan noem ons dit 'n lifer, né? So dit is iets om te vier as jy 'n lifer sien. Dit word natuurlik al hoe moeiliker en moeiliker hoe meer jy al gesien het, né? In die begin is elke tweede ding 'n lifer, maar dan later raak hulle maar skaars en duur. Ek het nou net laasweek teruggekom uit 'n toer deur Zimbabwe en ek my vriend het die daar gaan rondry en hy het 49 lifers gesien, 49 nuwe voëls. Terwyl ek het ongelukkig net 2 gekry. So nou as jy nou proporsioneel dink, daai trip het ons dieselfde hoeveelheid geld gekos, maar in elk geval ja. Dit voel ook dan nou meer spesiaal hoe verder jy vorder. Nou daar's eintlik 'n verskil. Mens kan na die voëls luister en nie noodwendig die voëls sien nie, veral as jy in die oggend slaap en dan maak jy wakker. En dan is daar iets soos voël kyk, maar dit is 2 verskillende dinge. Kyk, uit die aard van die saak, as jy nou na die voëls luister, is dit vir jou 'n leidraad waar die voeltjie is. Ja, en wat dit is, nee. Ek dink die luisterelement van voelkyk is baie keer iets wat mense nie genoeg aandag aan gee nie. Ons doen jaarliks die einde November doen ons hierdie Birding Big Day, wat is dis 'n 24 uur voelkyk kompetisie. En om 'n voël dan op daai dag op die lys te kry, hoef jy hom nie te sien nie. As jy hom net hoor en jy kan hom positief identifiseer, dan kan jy hom op die lys sit. En natuurlik is dit baie makliker in sekere gevalle om die voël te hoor as om hom te sien. Soos ons vroeër gepraat het, die vlieguikens. Of selfs iets soos 'n Piek my vrou. Ek bedoel, dit is gelei tot almal ken, jy hoor dit in die somer heeltyd, maar min mense het eintlik al Piek my vrou gesien, omdat hulle so skugter is. So op hierdie voëlkyk kompetisie sou ek sê ten minste 70-80% van die voëls wat ons op daai dag sien is deur gehoor. En is natuurlik 'n kort pad ook. Jy weet, jy kan sit en werk in jou kantoor met die venster oop en jy kan nog steeds wel bewus wees van al die voëls rondom jou. In baie gevalle is dit ook die beste manier om seker te wees van 'n identifikasie. Byvoorbeeld die tintinkies of klopkloppies, die klein breinoutjies. Hulle is feitelik onmoontlik om uit te ken, jy weet, net aan hoe hulle lyk. Selfs al het jy 'n ongelooflike foto, selfs al het jy die voël in jou hand, is dit amper onmoontlik. En ek het onlangs 'n interessante storie raak gelees van die bleekkop klopkloppie. Ja. Bleekkop klopkloppie, pale crown testicular. So wat interessant was van hom is, in die ou voëlatlasse lyk dit of dit 'n verskriklike skaars voël is. Maar toe hier so van die 90's af het hulle skielik baie meer volop geraak, waarskynlik. En wat dit eintlik is dat voorheen het niemand geweet hoe hierdie ouetjie klink nie. Maar toe hier so in die mid-90's het Guy Gibbon 'n reeks kassette en CD's uitgegee, wat nou hierdie voeltjies geluid opgehad het. En toe skielik, toe almal nou hierdie kennis het, toe sien ons hierdie klopkloppies oral raak skielik. So dit is baie interessant hoe dit baie keer werk. Nog iets wat ons miskien moet noem is dat in Afrikaans baie voëls vernoem is na hulle geleide, né? So as jy die naam ken, dan weet jy eintlik klaar hoe hy klink. Piek my vrou is die voorbeeld wat ons genoem het. Maar daar's baie ander. Bokmakierie is ook 'n goeie voorbeeld. Diedertjie, wat 'n klein tipe koekoek is. Die willie is 'n woudvoël wat 'n mens heeldag in die bos hoor. Konkoit, die koeievoël natuurlik. Chiriktik en kelkiewyn. Sulke pragtige Afrikaanse volksname wat eintlik die geleide ook mooi saamvat. Jy het vroeër genoem dat jy jou kinders op betrek het by voëlkyk. As jy nou raad het vir luisteraars vandag hoe jy dit kan doen en dan ook sekerlik dit is waar jou boek ook 'n goeie vertrekpunt is, Fancy se voëlboek. Ja, alhoewel ek sal vir jou sê, die veelheid volwassenes wat my sê dat hulle die boek geniet. Ja. Ja, maar die kinders sal, dit is baie interessant soos ek gesê het, hulle sien nou alles weer deur 'n nuwe oogpunt en wat ek probeer doen is om saam met hulle te ontdek, eerder as om hulle te probeer iets leer, jy weet, ons ontdek saam. Ons kyk 'n ding en ons lees oor 'n ding en ons besluit en ons vind uit. So dit is maar my sentrale vertrekpunt. In terme van praktiese goeders, jy weet, harde werk om 'n voeltjie te kry, as mens nou lank soek en ver stap en is warm en uiteindelik sien jy hierdie ding, dit maak dit nog meer spesiaal. Maar mens moet ook maar respek hê vir die kinders se limite, jy weet, hulle kinders bly maar kinders. Jy kan nie verwag hulle gaan vir ure in 'n voëlskuiling sit sonder om raser of 'n spel te doen nie. Die ander ding wat ons probeer doen in ons gesin is om spesiale mylpale te vier.
sê nou maar die kinders het nou hulle 300ste voël vandag gesien, jy weet, dit sal ons een of ander partytjie hou of speur toe gaan, of wat ook al die geval is. 'n Ander ding van voëlkyk is, dit gaan nie net oor voëls nie, dit is maar 'n vertrekpunt vir allerlei avonture in die veld. En dit moedig selfstandigheid aan in kinders. So wat ek wat ek altyd probeer doen is hulle so bietjie selfstandig maak met hulle van, jy weet, as dit 'n veilige situasie is, laat hulle bietjie alleen gaan stap in die veld. Of jy weet, as jy iewers op 'n plaas is, laat hulle bietjie die kar bestuur daar op 'n grondpad. Want dit is die ding van voëls, kyk, dit is 'n wonderlike sosiale gelykmaker. Jy weet, voëls gee nie om of jy oud of jonk is, of manlik of vroulik, of wit of swart nie. En voëlkykers ook nie. Maar ons is almal in dieselfde bootjie, ons is almal kollegas. So jy weet, ek het vandat ek 'n kind was, het ek, jy weet, vriende wat in hulle 70, 80s is, jy weet, en nou, jy weet, jonger, jy weet, kinders wat nog op skool is, en ons almal is kollegas. So dis 'n wonderlike ding van voëls kyk. Ander ding is dat ek sê aanbeveel, as jy 'n vakansie doen of so, kies 'n afgeleë plek. Dus minder mense, minder verkeer, mooier natuurskoon en baie meer voëls. My ouers sê altyd, hulle sou nie die helfte van al die wonderlike plekke gesien het as ek hulle nie soontoe gesleep het agter die voëls. Ja, ek kan so glo. Nou daar is in die verlede nogal voëlkyk klubs gewees en ek glo seker op sosiale media is daar sekerlik groepe. Jy praat nou baie van jy kan jou eie lys begin en dan jy kan ook jou eie laaivers kan jy identifiseer. Maar vertel ons bietjie van die gemeenskaplikheid van voëlkyk klubs moontlik. Weer eens, die weer die voëlkykers of jy nou waar behoorlik jouself bevind, almal is in dieselfde span. Ek sou aanbeveel mens begin by 'n plaaslike voëlklub. So Suid-Afrika het omtrent so 40, 42 voëlklubs in meeste groot dorpe en stede. En hulle is almal geaffilieer in 'n sentrale een wat so naam is BirdLife South Africa, wat 'n bewaringsinstituut is in sy hart en baie belangrike werk doen, maar deur net die voëlklub, jou lidmaatskap aan daai voëlklub, sit jy jou stem by die bewaringsveldtog. En dan voëlklubs het elke Sondag of elke Saterdag het hulle uitstappe heen. Partykeer is dit plekke waar mens nie normaalweg toegang gaan kry nie, waar dan 'n leier is wat vir al die voëls uitwys en enige vrae sal antwoord. Dit is 'n wonderlike manier om aan die gang te kom en ook jy weet vriende te maak. Verder het hulle gewoonlik nuusbriewe en jy weet informasie wat is sê as al enige skaars of interessante voeltjies in die omgewing is om te sien. So dit is regtig aanbeveel dat mens begin by 'n voëlklub. 'n Ander manier hoe almal 'n bydrae kan maak en betrokke kan wees is die Voël Atlas projek. South African Bird Atlas Project 2. So hoe dit werk is, die hele streek is in klein blokkies verdeel, 5 minute by 5 minute blokkies, genaamd painpads. En basies, as jy eers gaan voëls kyk, kan jy jou lys instuur na sy web toe, en dit is waar al die data vandaan kom waarvan ons die verspreidingskaarte kan teken. So dit is baie fyn skaal data wat presies vir ons sê waar voëls voorkom en waar hulle nie voorkom nie. En die idee is ook dat jy dan oor tyd dit kan vergelyk om te sien watter voëls neem toe, watter neem af, hoe dinge verander. So dit is 'n baie waardevolle bydrae wat almal kan doen, eenvoudig net deur te gaan voëls kyk. Ja, pragtig en ook baie opwindend. En dit klink of dit nogal 'n stokperdjie is wat jonk en oud kan beoefen. En die jong mense gaan saam met die meer bejaarde mense, meer senior mense, en die senior mense leer die jonger mense. Dit klink eintlik baie sosiaal en lekker. Goed, jy het ons ook vertel van die toepassing. Nou jou spesifieke toepassing Firefinch. Brei 'n bietjie uit daaroor. Ja, ek het voorheen met 'n klomp boeke uitgegee en jy weet om 'n boek te publiseer is 'n redelike stresvolle ding, want as jy 'n spelfout op die buiteblad maak, voorblad maak van jou boek, dan is dit nou maar so, dan het jy 5 of 10.000 wat ook al van daai boeke gedruk. Maar met die toepassing, met die app kan ons dit, jy weet, die hele tyd opdateer. So elke keer as daar 'n nuwe verandering is, 'n nuwe voeltjie wat bykom, dan sit ons gooi ons hom daar in. So laas week was daar byvoorbeeld 'n grys sprinkaanvoël wat eintlik 'n voël van Wes-Afrika is, maar op een of ander manier het een van hierdie ouetjies homself bevind daar in die Caprivi op die Okavango rivier. So ons het hom nou in die app gesit. Hy is nou ons nuutste ene en ek dink hy is nommer 991 op hierdie stadium. So wat nog interessant is die hoeveelheid voëls
wat ons in Suid-Afrika het, verander tipe van heeltyd, maar dit is nie 'n evolusionêre verandering, dit is ons klassifikasie van voëls. Wat dit basies op neerkom, is dat die definisie van wat is 'n spesies, is nie altyd so duidelik nie. Hoeveel verskilling moet 'n ding wees voordat mense dit as 2 spesies beskou versus een spesies? So byvoorbeeld die geelbek wou, wat baie van die luisteraars sal ken, en die swart wou, is hulle dieselfde spesies of verskillende spesies? Jy weet, ander voorbeelde is die Damara kanarie en die swartkop kanarie, Kalahari patruis en die Kawauka patruis. Dit is voels wat baie naby mekaar is, maar is dit een spesies of 2? So by die stadium is die tendens, daar het nou onlangs 'n globale lys uitgekom, al die voëls in die wêreld op een lys. Ivy List is die naam. En die idee daarvan is om al hierdie tipe vrae te begin beantwoord. Dat is presies weet wat is 'n spesies en wat nie. Want dit het natuurlik repercussies, jy weet, vir bewaring en so aan. So as jy nou veral 'n beginner voëlkyker is, dan kan jy nou op 'n toepassing jou selfoon nou net gebruik en kan jy 'n foto neem van 'n voëltjie dat die toepassing dan nou vir jou identifiseer na wat jy kyk, of dalk kan jy 'n opname maak van die voëltjie se klank. Ja, dis 'n interessante era waar ons nou inbeweeg met die AI, né? So dit is iets wat ons nou juist besig is om na te kyk, is dat die toepassing jou help om hierdie goeie te identifiseer. Maar in dieselfde asem is ek so bietjie versigtig daarvoor in terme van, ek wonder of dit nie bietjie van die plesier uit dit uithaal nie, want dit is die hele punt van voelkyk vir my ten minste, is daai leerproses, jy weet, om te sukkel, om te wonder, op te lees, nog 'n ander boek te soek, jy weet, om jou antwoord op die eind uit te kry. So mens moet maar 'n balans tussen daai twee dinge doen. Maar ja, op voelkyk apps soos Firefinch kan 'n mens dan al jou lyste daar hou en hy plot vir jou mooi op 'n kaart waar jy die dinge gesien het. Al die voëls is daar met illustrasies en foto's en hulle klankgrepe oor hoe hulle klink. So dis 'n wonderlike manier, dit is 'n hele biblioteek wat jy in jou sak ronddra, hè. Baie anders as toe ek jonk was. Waar kan jy nou, jy sit en gesels, kyk ek vir 'n muur van duisende voëlboeke voor my. En jy kan eintlik baie nou alles in jou sak hê. Ja, in die tyd wat ons groot geword het, wat jy nog die ensiklopedie by die biblioteek moes uitneem. Nee, dit was definitief nie hoe dit nou was nie. En is klink my of jy wanneer jy nou identifiseer waarna jy kyk, is eintlik soos 'n skattejag, veral as jy dan nou nie die kunsmatige intelligensie gebruik nie. As jy nou na hierdie boek toe gaan en dat jy nou dis eintlik 'n leidraad wat jy neem na die volgende leidraad om nou te bepaal waarna jy kyk. Absoluut. Ja, dis 'n baie goeie beskrywing van hoe dit werk. Jy beplan, jy weet, jy lees, ek kan hierdie spesiale spesies wat ek nog nooit gesien het nie, kan ek daar gaan sien in Stifloei, of wat ook al die geval is. Jy weet, in die regte tyd van die jaar, as jy nou daar in die pos en jy soek, en jy sien 'n ding, is dit hy, jy weet, nou moet jy opkyk, het hy daai streepie gehad, het sy staartveer so gelyk, en dan moet jy nou probeer uitwerk. Partykeer sien jy hom, partykeer doen jy nie. Daar is ook natuurlik die gevaar van wat ons voëlkykers noem stringing. So dit is as dis mense wat so bietjie hulle definisies is so bietjie meer los, jy weet, hulle skiet so bietjie spek. Hulle sien 'n ding met 'n halwe oog en dan besluit hulle nee, dit moet dit gewees het, ons, jy weet. Dis 'n baie interessante sielkundige ding want daar mense jok nie om iemand te probeer kill nie. Jy oorreed jouself letterlik dat jy iets gesien het wat jy nie het nie. Maar in elk geval, dit is maar net voelkykers wat eintlik maar net jaloers is op ander voelkykers wat skaarsskieters. So dit gebeur maar oral, mense is maar jaloers op mekaar, maar jy moet jouself net nie daar aansteek. Maar 'n voelkyker, omdat daar nie 'n liggaam is wat, jy weet, almal se goeders verifieer nie, werk ons maar met die honesty system, nee, die eerlikheidssysteem. So vir ons is reputasie baie belangrik. Maar as dieselfde ou heeltyd al hierdie skaarsgoeders sien wat niemand anders sien nie, dan begin mense maar 'n bietjie te wonder. So 2 ander interessante terme wat voëlkykers gebruik. Is 'n bietjie vreemd, maar dit is dip en grip. So as jy 'n voël nie sien nie, iets wat jy graag wou sien en jy kry hom nie opgespoor nie, dan sê jy ons jy het gedip. Né? Okay. So en as jy wel daarvoor gesien het, dan het jy hom gegrip. So dip en grip. Goed, so jy het nou al vir ons geleer wat se live list, nou verskoning vir die luisteraars dat dit nou alles in Engels is, dip en grip, maar dan is daar nog 2 terme, verduidelik vir ons wat is bogey en stringer. Ja, stringer is wat is gesê het wat aan die mense wat so 'n bietjie kreatiewe liberties van.
'n bogie is 'n tipiese voël wat jy al jare soek en hy hou aan om dit te ontwyk. So iets om jy baie sukkel. Maar as 'n interessante ding met voëls, kyk, as jy een keer daai voël gesien het, dan sal skielik oralste. Ja. Die eerste keer is moeilik, maar dan skielik sien jy hom oral. Almal het maar so een of twee sulke voeltjies. Dis ook die rede hoekom ek Zimbabwe toe gegaan het om my bogie te probeer finaal. Jy weet, om hom op te spoor, dit is die dingbek heuningvoël gewees. Ek is bly om te sê ek was suksesvol, ja. Die ouens wat saam met my was, spot my nou nog, want hulle sê ek het so hard geskree toe baie ding sien. Hulle sê die hele veld het weer galm van my gil toe daai voëls. En dan is daar ook twitching. Dit is miskien ook iets wat luisteraars al gehoor het, of 'n twitcher of 'n twitch. So basies wat dit beteken, as daar besondere skaars voël iewers opdaag. Baie keer trekvoëls wat verdwaal het, of daar was 'n groot storm of iets in daai lyn, dan kom al die voëlkykers daar by mekaar om hierdie spesiale spesies te probeer sien. En hoe vinniger jy daar kan kom, hoe beter is jou kans, né, om hom nog te sien. So as 'n voëlkyker-kollega van jou skielik op 'n Woensdagoggend uit 'n vergadering uit hardloop, dan moet jy weet, hy is op pad. Hy is op pad. Na die twitch toe. Ja. Ja, so dis wat jy noem twitching, as om daai skaars voëls so te jaag. Dit bring my nou eintlik by hierdie vraag. Vroeër in hierdie program het ek gesels met 'n veearts wat juis spesialiseer in die behandeling van voëls, en hy het die opmerking gemaak dat voëls baie slim is, en as 'n voël uit 'n gebied of 'n omgewing vertrek, daai voëls weet iets van 'n omgewing. Daar is dalk 'n storm wat op pad is, of dalk 'n tsunami, en hulle is verbind met die ritmes en roetines van mense. Absoluut. Goed. Brei vir ons uit daaroor. Ja. 'n Interessante voorbeeld van dit is watervoëls. As daar in die Kalahari 'n groot reënstorm is, en daar's 'n poeltjie water, skielik die volgende oomblik is daar 'n klein dobbertjie of 'n bleishoender of iets wat daar, nou dink jy, hoe daai voël geweet dat dit nou daar gereën, jy weet, en dit is nie asof hulle die hele dag rondvlieg oor die Kalahari en soek vir water in plassies nie. So hulle moet een of ander voorspelling kan hê, jy weet, om te weet die meer langtermyn weerspatrone en so aan. En dan ook migrasie, né? Die trekvoëls, dit is 'n ongelooflike ding wat ons nog steeds besig is om uit te rafel, is hoe so 'n klein voeltjie wat maar 'n paar gram weeg, hoe hy kan vlieg van Siberië, van Rusland af tot in die Kaap en terug elke jaar. En hoe hy nie verdwaal nie, hoe hy sy pad kry, jy weet. En baie van dit gebeur ook in die nag. So dit is iets wat ons nou baie van leer deesdae deur behulp van geolocators, so die GPS tipe goedjies wat 'n mens aan voëls kan vasmaak, en dan kan jy presies sien waar daar ook jouself bevind. Voorheen was die beste wat ons gehad het, aluminium rinnetjies wat ons om voëls se bene vasgemaak het, wat nou 'n nommer op het. As jy dan daai voël iewers dood optel, of jy vang hom in 'n net, of wat ook al, dan kan jy daai nommer nou, jy weet, kan jy uitvind, okay, hierdie voël is 21 jaar terug in Finland gevang, wat ook al, maar deesdae kry ons soveel data deur hierdie geolocators. Die probleem is net dat baie van hulle is nog 'n bietjie te groot om op klein voeltjies te sit, maar groterige voëls wat daai gewig kan dra, leer ons baie van. 'n Interessante voorbeeld is die bandstert griet, wat hulle onlangs gekyk het van Alaska tot in Nieu-Seeland gevlieg, sonder om een keer te stop. So dit is 'n 8 dae marathon wat daar voor gevlieg het. Liewe aard. Sonder om te stop, water te drink, te eet, te slaap. Hy gaan maar net. Voëls sien die planeet op 'n heel ander skaal as wat ons doen. En dit is vir ons moeilik te verstaan, jy weet. Ons is gebonde aan grense en paspoorte en vliegtuie. Vir voëls werk dit bietjie anders. Nou, is daardie inligting wat jy nou sê so beskikbaar is vir julle voëlkykers, is dit algemeen beskikbaar? Is daar iewers 'n webtuiste waar jy nou kan gaan kyk en sien, hierdie voël het nou hierheen gemigreer. Hierdie voël was nou 8 dae in die lug. Ja, daar is, as mens hoe dieper jy grawe, hoe meer vind jy uit. Maar daar is byvoorbeeld met hierdie migrasiegoeders kan 'n mens lewendig sien waar die voëls se bevind. Seevoëls wat in die middel van die Stille Oseaan is, kan jy sien presies waar hy ook is. Dit is ongelooflik. En dan die ander ding wat ek nogal geniet, en wat ek ook sal aansê dat mense bietjie na kyk, is hierdie kameras wat mense sit by neste of plekke waar hulle voëls voer of so iets. So jy kan hierso op jou rekenaar kan jy 'n klein venstertjie oop hou om 'n oogie te hou op die vrugtebak in Venezuela of wat ook al. Dit is nogals verslawend om so met die een oog so dop te hou wat gebeur oral op die wêreld.
Ja, jy het vir my nou so nuuskierig en ek was nog nooit 'n voëlkyker nie. So baie dankie hiervoor. 'n Paar uitskieters. Die vinnigste voël, die grootste, die kleinste, dalk die voël wat die verste migreer. Ja, so kom ons miskien moet ons praat oor 'n paar van die meer vreemde rekords. Ons is almal weer die struis is die grootste en die swerfvalk is die vinnigste en so aan. So watter voël het die hoogste die hardste stem? Ja. So die rekordhouer daar is die white bellbird wat soms om in Afrika. Ek is seker of hy Afrikaans nou met nie, maar wit klokvoël of so iets, maar in 'n geval. Suid-Amerikaanse voël is spierwit en dan die mannetjie het so 'n snaakse lel met so hang onder sy nek. Maar in 'n geval hierdie ouetjie, hy het net so een noot wat hy gooi, 125 decibels. So dis min of meer dieselfde as wat dit sou wees as jy jou oor teen die luidsprekers gaan hou by 'n groot rock and roll konsert. Dit is al daai voel. Om dit te kan doen het hulle spesiale abdominale spiere. So hy het letterlik 'n six-pack sodat hy daai geluid kan maak. Voel met die langste vere. Dit is die Reeves pheasant. Dit is 'n Chinese visant wat 'n stert vir meer as 2 meter lank kan wees. Iets ongelooflik. So terloops daai pragtige voël waarna ek vernoem is, sy stert is rondom 1.4 meter. Wat van die voël wat die beste kan grawe? Dis nie eens rekord wat mense baie weet praat nie, maar ja, 'n rhinoceros auklet. Auklets is basies die noordelike halfrond se pikkewyne, met die groot verskil dat hulle wel kan vlieg. Anders is baie soortgelyke voeltjies. Nou die auklets, hulle is naglewend of hulle kom in die nag na die land toe om te broei om predasie te vermy. Maar nou gewoonlik grawe hulle tonnels van so 2 tot 3 meter om by hulle neste uit te kom. Maar die rekordhouer in hierdie geval, die rhinoceros auklet, grawe 'n tonnel van 8 meter lank om by sy nesholtetjie uit te kom. Selfs jy wat so baie betrokke is met die voëls, lees ek elke dag nog steeds iets. Daar is nie soveel inligting oor voëls. Absoluut. En hoe meer ek leer, hoe meer besef ek weet eintlik niks nie. En ek dink dis 'n goeie teken. Dit sê vir jou dat jy op die regte pad is. Ja, daar's 'n kompetisie, die Big Year kompetisie. Wat behels dit? Ja, luisteraars het moontlik die Hollywood fliek gesien met Jack Black en Steve Martin en Owen Wilson. 'n Big Year is basies om in een kalenderjaar, met ander woorde van 1 Januarie tot 31 Desember, probeer jy kyk hoeveel voëls jy kan sien in daai spesifieke jaar. So dit is 'n groot avontuur, kort baie beplanning, baie vrye tyd en genoeg geld en dan kan jy so 'n jaar afvat en so 'n bietjie op 'n toer. Ek dink dis 'n goeie ding vir studente om te doen, jy weet miskien in daai gapingsjaar na matriek, so ietsie ideaal wees. Ja, dit sal baie sinvol wees. Goed, so dit is iets wat jy kan doen al is jy nie baie fiks nie, al is jy nie baie ryk nie, al het jy nie so baie tyd nie. Jy kan bloot net buite beweeg. Jy gaan mense ontmoet wat dieselfde belangstelling as jy. Jy gaan dalk 'n belangstelling ontwikkel vir voëlkyk. Dit is iets wat vir almal beskore is. Absoluut. In terme van die fiksheid moet ek net sê dat voëlkyk is nie baie goeie oefening nie, né? Want jy beweeg so stadig en dan stop jy vir 5 minute en dan sit jy stil vir hulle om die dag van die ding uit te kom. So dit is nie so ek byvoorbeeld ek vertes staproetes waar jy nou jy 20 km 'n dag moet stap en ek wil heeltyd stop om te kyk vir alles hier. Dan wil ek terugstap na daai bos toe en dan in 'n geval so ja, is nie besonder 'n goeie oefening nie. So jy gaan maar eers jou parkrun doen op 'n Saterdagoggend en as jy baie moeg is, dan gaan ons voëls kyk. Weer eens jy gaan 'n slegte tyd op daai park gaan kry want daar gaan soveel goeders wees wat jy aandag agterlê. Dankie Fanse, jy het nou vandag die wêreld van voëlkyk vir ons oopgebreek. Al het jy nog nooit voëlkyk oorweeg nie, is dit dalk nou die tyd om dit te verken. Dis gratis, maklik toeganklik en jy kan dit self of saam met die gesin of saam met 'n klub geniet. Hoopelik sien jy sommer vinnig jou sogenaamde lifer. En ons is terug by die voëlgeluid van die dag. Fancy sê, die voeltjies se eiers is blou, hulle is endemies aan Suider-Afrika, dit beteken dat hulle nêrens anders in die wêreld voorkom nie. En die antwoord is
Dis 'n bokmakierie wat so maak. Dalk hoor jy dit dikwels daar buite jou kamervenster. Dankie weer eens vir die saamluister en saamgesels. Ons leer wrintie waar elke week 'n hele klomp dinge oor die diereryk van ons sprekers op dieremaniere. Stuur gerus ook jou voorstelle na media@elsjevanjaarsveld.co.za per e-pos. Dis dan groetheid van my Elsje en Vianel, ons produksieregisseur. Onthou om volgende week weer by ons aan te sluit om die wêreld van diere en hulle maniere saam met ons te verken. Dis dan totsiens en geniet jou diertjie.